Goeiemôre op hierdie Dinsdag 24 Maart. Dirk wat met u gesels. In Psalm 8 vers 4 tot 6 lees ons die pragtigste woorde. As ek die hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en die sterre waaraan u 'n plek gegee het, wat is die mens dan dat u aan hom dink? Die mensekind dat u na hom omsien? U het hom net 'n bietjie minder gemaak as die hemelse wese en hom met aansien en eer gekroon. Die Bybel is vol van besonderse ontmoetings tussen God en mense soos ek en jy. Sommige is ryklik geseënd ten spyte van hulle verskriklike omstandighede. Ander het hulle as gevolg van hulle opstand, dwaasheid en trots, God se woede en oordeel op die hals gehaal. Wanneer 'n mens jou verdiep in die bladsy van die Bybel, is dit fascinerend om te sien hoe die drama van menswees voor jou ontvou. Reg van die begin af wys God dat hy baie belangstel in sy skepping, in die mens en dat hy 'n verhouding met hom wil wees. Ons mag vind dat ons met sommige van die mense wat ons in die Bybel ontmoet kan identifiseer en ons kan ons voorstel hoe dit sou gewees het in hulle tyd. Maar vir sommige van ons blyk hulle ervarings net nie heeltemal moontlik nie. Byvoorbeeld Moses wie se gesig blink geword het nadat hy God op die berg ontmoet het. Of Elia wat gevra het dat vuur uit die hemel afkom en wat later nie gesterf het nie, maar in 'n stormwind na die hemel opgeneem is. Of Jesaja wat gesien het dat die Here op 'n hoë troon gesit het en die onderste van sy kleed die tempel gevul het. Alhoewel dit vir ons moeilik mag wees om hierdie individue te verstaan, is van hulle miskien vir sommiges van ons 'n held of 'n rolmodel. Miskien is dit makliker om met Jakob wat met God gestoei te identifiseer of met Petrus wat toe hy bang was Jesus verloon het, of met 'n nederige Maria wat God met blydskap geprys het. Ten spyte van die wete dat die verstommende nuus wat die engel gebring het, sal beteken dat sy die skande om 'n buiteegtelike kind te verwag die hoof moet bied. God het ons ook gemaak om 'n verhouding met hom te wees. Maar hy is in 'n ander tyd in die geskiedenis by ons betrokke en hy stel ons voor ander uitdagings. Die enigste verskil tussen die Bybelse karakters en ons is tyd en plek. God, sy woord en sy doel vir die mens het nie verander nie. Hy is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Vader, dankie vir die impak wat U op die lewens van mense reg deur die geskiedenis en oral in die wêreld het. Help ons asseblief om U liefde vir ons en ons deel van U plan met die wêreld te begryp, sodat ons in ewigheid 'n ryk en diep verhouding met U kan hê. Amen.